Vandag kyk ons na 'n mediese krisis waar elke sekonde tel. Dis 'n stryd om 'n ledemaat te red en dikwels oor te lewe. Ons praat van akute ledemaat-iskemie, 'n ware wedloop teen tyd. Stel jou net vir 'n oomblik voor. Die een oomblik is alles heeltemal normaal en die volgende, sonder waarskuwing, word jou been of jou arm skielik ijskoud, lam en ongelooflik pynlik. Wel vir duisende mense elke jaar is dit nie net 'n vraag nie, dis 'n skrikwekkende realiteit. En die oomblik wat dit gebeur, begin die horlosie tik. En hy tik vinnig. Hoekom? Want sonder behandeling kan die spiere binne net 6 tot 8 uur onomkeerbare skade opdoen. Ons praat van nekrose. Dis 'n ongelooflik kort venster om permanente skade te voorkom. Goed, kom ons delf 'n bietjie dieper. Wat presies veroorsaak hierdie skielike, katastrofiese afsny van bloedvloei? Eintlik kom dit neer op twee hoofskuldiges, wat ons eenvoudig kan beskryf as 'n prop teenoor 'n verstopping. Hierdie onderskeid is nogal belangrik. 'n Prop, of wat ons so embolisme noem, is basies 'n stukkie materiaal, gewoonlik 'n bloedklont wat van die hart afkom, wat deur jou bloedstroom reis en dan iewers stroom af vassit. Dit gebeur skielik en is katastrofies, want die liggaam het geen tyd gehad om enige ompaaie of kollaterale bloedvate te vorm nie. Aan die ander kant het ons die verstopping of trombose. Dis wanneer 'n klont direk binne in 'n aar vorm, gewoonlik bo op 'n area wat reeds vernou is. Hier is die simptome soms minder dramaties, want die liggaam het dalk oor tyd al sulke klein ompaaie begin bou. So, waar kom hierdie probleme vandaan? Wel, vir daai prop is die hart die hoofverdagte, veral met toestande soos boesemfibrillasie waar klonte maklik vorm en kan losbreek. Vir die verstopping is dit meestal 'n stadiger proses, die geleidelike opbou van gedenkplaat in die are wat uiteindelik tot 'n kritiese punt kom en heeltemal blokkeer. Nou, in so 'n dringende situasie, hoe weet dokters wat aangaan? Hoe kan hulle dit vinnig en akkuraat identifiseer? Gelukkig is daar 'n klassieke stel tekens waarna hulle soek wat 'n baie duidelike prentjie skets. Hulle gebruik 'n bekende geheuehulpmiddel, die 6 P's. Nommer 1: pyn. En ons praat nie van 'n ligte pyntjie nie. Dis gewoonlik skielik en ondraaglik. Dan pallor of bleekheid, soos die vel marmerwit word. Daarna polsloosheid. Jy kan nie 'n polsslag onder die blokkade voel nie. Volgende is paresthesie, daai bekende spelde en naalde gevoel of algehele gevoelloosheid. Soos die senuwees begin swaar kry, volg paralise of spierswakheid. En laastens, die ledemaat is ijskoud. Al 6 hierdie tekens saam skree noodgeval. En as jy nog twyfel hoe dringend dit is, luister net hierna. Die dier van simptome is die belangrikste deel van die geskiedenis en die sleutel is, onomkeerbare spiernekrose vind binne 6 tot 8 uur plaas as die toestand onbehandeld bly. Die boodskap is glashelder, tyd is spier en daar is absoluut geen tyd om te mors nie. Goed, die diagnose is gemaak. Wat nou? Die volgende stap is absoluut krities om te bepaal hoe ernstig die iskemie is. En dis nie net vir die boeke nie, dit bepaal presies hoe vinnig en hoe aggressief die span moet optree. Die sentrale vraag wat elke dokter moet antwoord, is eintlik baie eenvoudig. Hoe erg is dit? Is die ledemaat nog oukei? Is dit in die moeilikheid of is die skade reeds gedoen? Want die antwoord op daai vraag bepaal alles wat volgende gebeur. Om hulle te help gebruik dokters die Rutherford-klassifikasie. Kyk, kategorie 1 beteken die ledemaat is lewensvatbaar, nie onmiddellik in gevaar nie. Aan die ander kant van die spektrum is kategorie 3, waar die skade ongelukkig onomkeerbaar is. Maar dis hier in die middel, kategorie 2, die bedreigde ledemaat, waar die ware drama lê. En hier maak hulle 'n fyn onderskeid gebaseer op hoeveel gevoel en spierkrag verloor is. En dit is die kern van die saak, die verskil tussen wat hulle noem marginaal bedreig en onmiddellik bedreig. Dit klink dalk na 'n klein verskil, maar dis die verskil tussen 'n situasie waar jy tyd het vir toetse en 'n krisis wat dadelik teater toe moet. Dit bepaal letterlik of dokters ure het of blote minute. So, dit bring ons by die behandeling. Hoe presies wen hulle hierdie wedloop? Sodra 'n ledemaat as bedreig geklassifiseer word, skop alles in hoërad om daardie bloedvloei so gou as moontlik te herstel. Die mediese span het 'n paar kragtige gereedskapstukke. Amper almal kry dadelik heparin, 'n bloedverdunner om te keer dat die klont groter word. En dan is daar basies 2 hoofstrategieë: oop chirurgie, waar 'n chirurg letterlik die aar oopmaak en die klont uithaal, of die minder indringende endovaskulêre roete, waar hulle met kateters ingaan om die klont of met medikasie op te los of meganies uit te suig. So ja, oop chirurgie is die ou, beproefde, direkte benadering en is dikwels die vinnigste opsie in 'n ernstige krisis.
Endovaskulêre terapie aan die ander kant is minder traumaties vir die liggaam en het die groot voordeel dat dit klonte in daardie klein, diep bloedvaatjies kan bereik. Die keuse tussen die twee hang regtig af van die pasiënt, waar die klont sit en presies hoe min tyd daaroor is. Maar selfs met al hierdie wonderlike tegnologie, bly dit 'n ongelooflik ernstige toestand. Hierdie syfer, 22%, verteenwoordig die risiko in sommige studies dat die ledemaat steeds verloor kan word. Dis nogal 'n sjok, nê? Dit herinner ons net aan hoe hoog die insette is en dat selfs met die beste sorg moontlik nie elke ledemaat gered kan word. En dit bring ons by ons laaste en miskien belangrikste punt. Om die ledemaat te red, dis nie die eerste geveg. Akute ledemaat iskemia gebeur nie sommer net nie. Dis 'n dramatiese, harde waarskuwingsteken van 'n dieper, onderliggende probleem, soos hartsiektes. So, die ware uitdaging op die langtermyn is om daardie oorsaak te behandel, om te keer dat die liggaam ooit weer so desperate sein hoef uit te stuur.